My naam is Klaus, die wyse man met net een ideaal. Ek wou nog altyd, ja, van kleins af, wou ek elke maal regverdig wees, 'n regter wees. Geregtigheid is so kosbaar in my hande. Op my swaan vlieg ek na verre, verre lande, om aan enigeen die wêreld heen my oor te leen. Ek luister altyd na die ou kaboutertante. Ek pas haar altyd op, want sy is ons gouvernante. Ons is bitter bang dat die trolle ons sal vang. Die hele wêreld vra vir Klaus. Hy is 'n wyse regter. Jou beste vriend vir altyd Klaus. Die wyse regter van Kabouterland. Episode 3. 'n Kanadese vakansie. Snaaks. Ek kan nie onthou wanneer ek aan die saak gewerk het nie. Miskien is dit omdat ek oud word en my geheue sleg is. Dalk moet ek maar aftree. Dis moegheid, jy werk veel te hard. Ek het die Miskien is ideale jy reg, oplossing Danny. Ek daarvoor. voel uitgeput. Sê my, wat voer jy nou weer in die mou? Ek stel 'n lekker vakansie voor waar jy van jou werk kan vergeet. Hoe klink dit vir jou, hè? Dit klink na 'n oulike idee. Miskien moet ek vakansie neem en vir my neef gaan kuier. Praat jy nou van jou neef Pieter? Goed jy geraai, Danny. Ja, dit is my neef Pieter, hy woon in Noord-Kanada. Wag. Noord-Kanada is op hierdie kaarte. Ja, hierso naby Baffin Bay. Dis 'n interessante plek, regtig wonderskoon. Maar Klaus, jy se mos verklein in die plek. Dis koud daar, 'n hele paar grade onder vriespunt. O ja, natuurlik is dit koud, maar die familie se gasvryheid sal daarvoor vergoed. Buitendien dit sal my goed doen. Ek het ook familie in Amerika en ek sal daarvan hou om vir hulle te gaan kuier. Dan reis ons twee saam. Wanneer vertrek ons? Sodra ons genoeg voedselvoorraad vir die diere bymekaar gemaak het. Moenie bekommerd wees nie, ons kom weer terug. Alhoewel dit baie ver is, sal ons omtrent net vir 1 week weg wees en ek is van plan om dit te geniet. Daarmee stem ek saam. Ja, nee. Ek hoop nie julle eet dit alles in een dag op nie. Ek dink hierdie aanloklike tamaties sal genoeg wees om jou maagie te vul totdat ons weer oor 'n week terug is. Die saad is genoeg vir jou. Henry, Ja. sien julle weer, vriende? Ons wag net vir jou, Henry. Dis hoe dit gedoen moet word. Dis jammer mense weet nie hoe om te lewe nie. Kyk, Klaus, dit lyk soos 'n vrugskip. Ja, Danny, dis 'n olietankskip. Wat 'n swart streep is daar agter hom. Dit is die uitskot wat hulle in die see stort en wat dit besoedel en wat Bedoel jy dit vernietig die plante en dierelewe? Presies, Danny, daar is so baie spesies wat uitgedun word dat hulle een van die dae heeltemal gaan uitsterf. Die mense het geen respek vir die natuurlewe nie. Hulle is baie anders as ons. Presies, omdat hulle so egoïsties is hulle in staat om baie mooi dinge te vernietig, soos jy sê. Ja. Hey, kyk daar, Klaus, waarheen is daai eende op pad? Eende is trekvoors en hulle vlieg na die suide om die koue vry te spring. Totsiens my vriende. Totsiens, mooi vlieg. Totsiens. Totsiens.
Hulle het nog 'n lang pad wat voor lê. Kyk daar, Dis dolfyne. ja. Jy weet seker dat dolfyne nie visse is nie. Hulle is walvisagtig en so soogdiere. Hulle is baie intelligent en spelerig. Ai, ek het 'n idee. Maar wat is dit dan nou, Danny? Wag, en kyk. Ah, gaan hy. Sien jy hoe intelligent en spelerig is hulle, hè, Danny? Ja, maar die speletjie word nou te gevaarlik. Ai, kyk wat maak daai kleintjie. Hy beweeg weg van die skool af. Daar's 'n haai wat hom gaan aanval. Die haai kom nader. Klaus, ons sal laat die klein dolfyntjie moet help vlug. Reg, Henry, wys ons hoe dit gedoen moet word. Weg is ons. Waar's daai dolfyntjie nou? Ek sien hom nêrens nie. Ai, die arme ding, die haai moes hom opgevreet het. Hè? Gelukkig nie. Daar's hy. Kom aan, Henry, hierdie keer moet jy dit regkry. Henry vlieg vinniger. Dit was hoe ek dit tel, ons het in sy bek beland. Jy het dit reg gekry. Knap gedaan, Henry. Henry, eintlik verdien jy 'n medalje vir jou dapperheid. Baie dankie. Kyk net daar, Klaus, kyk hoe mooi is die Kanadese woude. Jy kan maar gaan land, Henry. Pieter se huis is nou baie naby. Ek hoop jy geniet jou vakansie, Klaus. Mooi bly. En dieselfde vir jou vriend Danny. Jy sal nie vergeet om my oor 'n week op te lei nie, né? Tata. Moenie bekommerd wees nie. Ek sal jou oor 'n week kom oplaai. Weg is ons, Henry. Totsiens. Nou goed, weg is ek. Ek hoop regtig nie dis die begin van 'n sneeustorm nie. Mense lag nie vir ander mense se ongelukke nie. As dit hy was, sou hy beslis nie daarvoor gelag het nie. Gelukkig het ek nie 'n been gebreek nie, maar wat 'n harde slag. Nou moet ek probeer om hier uit te kom. Ek sal hom hulp moet roep. Help my! Help my! Help! Help! Kry my hier uit! Ek sal Danny telepaties moet roep. Henry, draai om. Klaus het ons hulp dringend nodig. Klaus se telepatiese boodskap kom uit daardie rigting. Klaus, waar is jy? Hier is ek, Danny. Wees versigtig, dis 'n lokval. Is alles reg, Klaus? Ja, ek lewe daarom nog. Bly net kalm, Klaus. Ek kom jou nou uithaal.
toe, Henry. Daar sê knap gedaan. Klaus, nou lyk jy vir my net soos 'n verskriklike sneeumens, hoe snaaks. Jy moenie nog lag nie. Oef, weet jy hoe het ek geskrik? Ek het gedink ek kom nooit weer uit daai grot uit nie. Dankie, Henry. Ek het geweet jy sal nie vir my lag nie. Dis nie mooi om vir ander mense se ongelukke te lag nie. Totsiens, Danny. Ek hoop jy geniet jou vakansie. Totsiens, Klaus. Elsa, daar's iemand by die deur. Dis snaaks, ons verwag niemand nie. Wie's daar? Daar's iemand wat van baie ver af kom. Klaus, wat 'n verrassing. Welkom, jy lyk baie goed. Pieter, kom kyk wie's hier. Mag, dit is so waar, neef Klaus. Ek kan dit nie glo Hallo, nie. neef Pieter. Ons het mekaar lanklaas gesien, neef Klaus. Jy moet asseblief meer resep gee, mens kan sien jy word nie oud nie. Ag, hou op met grappies. Maak Elsa is die een wat nog niks ouer geword het nie. Haai, maar dis nog 'n groter grap, kerel. Vertel ons, hoe was jou reis hierheen? Goed, totdat ek in Kanada aangekom het. Eers het ek gegly en met my kop teen 'n verskriklike groot klip geval en toe val ek in 'n grot in. Neef Klaus, jy is baie onhandig en dit is omdat julle hooggeleerde mense handiger is met die boeke as wat julle in die Kanadese woude is. Ten minste kan mense darm nog vir my lag. Kom ons gaan in, dis koud hier. Hallo my dierbare vriende. Dis ongelooflik dat ons lewenswyse dieselfde is al bly ons so ver van mekaar af. Dit is so ja. Kom ons gaan sit rustig en dan stop ons pype met geurende krye. Dis glad nie 'n slegte idee nie. Was jy gelukkig vandat ek jou laas gesien het? Soms gelukkig en soms ongelukkig. Jy moet onthou dit was 100 jaar gelede. Wel, ek moet sê ek was die hele tyd baie gelukkig geweest. Ek is baie bly om dit te hoor. Miskien moet ek hier in Kanada kom bly om te kyk of ek ook volkome gelukkig kan wees. Ek dink nie jy sal 1 maand hier uit. Tyd vir aandete en omdat jy hier is, Klaus, het ek sampioene, kruie, brood, room, haselneute en Chinese tee op die spyskamer. Fantasties. Elsa, baie dankie. Ek voel geëerd. Hoe kry julle dit reg om lekker vars kos te hê as julle in 'n land woon met sulke ongewone weer? Dis baie maklik. Ons het natuurlike yskaste waarin ons kos vars hou. Wil jy met die dobbelsteentjies speel? Dit sal nou baie lekker wees. Ons speel volgens die Kanadese reëls. Jy kan die dobbelsteen tot 4 keer gooi. Jy kies eers 'n getal en as jy dieselfde getal gooi, dan wen jy. Jy kan jou maar daarop voorberei. Ek gaan wen. Net 'n waarskuwing, Pieter is 'n kampioen. Goed, kom ons begin. Ek sal eers gooi. Ek kies nommer 12. 6, 5, 2, verkeerd geraai. Sit die dobbelstene teen die muur. Watter nommer kies jy, Klaus? Wel, ek kies nommer 15. Wag, weg is jy. 6, 4, 5. Daar sê, joho! Jy gesien, juf Pieter, ek het gewen. Ek dink jy het 'n bietjie rus nodig, Klaus. Ja nee, jy's reg, die reis het my nogal uitgeput. Weet jy, neef Pieter, ek dink ek gaan vannag soos 'n klip slaap. Goeienaand. Goeiedag. Goeienaand. Nou toe, klim op. Versigtig hoor. Ag, dis mos daarom nou nie so moeilik nie. Ek hoop net jy voel nog so as jy dit klaar probeer het. Lag maar, ek sal aanhou tot ek dit reg kry. Natuurlik sal jy dit reg kry. Kom aan, probeer weer. Jy het baie vinnig geleer om dit te doen. Ja, ek het, maar my klere is sopnat. Hey, ekhoringie. Wil jy ook hier op kom loop? Kyk net hoe doen hy ons dit na. Hey, ek hoor wil jy dit kom doen? Dis baie snaaks.
Nou ja, goed Klaus, ons is hier, ons kan nou van hierdie goed ontslaan. Sê asseblief vir my waarheen gaan ons, Pieter? Moenie so ongeduldig wees nie, Klaus. Wag nou, ek wil hê jy moet dit self ontdek. Kom sit so 'n bietjie aan by. As ek. So ja. Kom ons gaan in. Dit gaan 'n groot verrassing wees, Klaus. Dis darem verskriklik koud hier binnekant, Pieter. Dis koud, ja, maar jy sal sien as dit nie so koud was nie, so 'n pragtige museum soos die nooit behoue gebly het nie. Een ding kan ek nie verstaan nie. Waar kom al die lig hier binne vandaan? Dit is die verrassing wat ek vir jou gehad het, Klaus. Welkom in die verlede. Dis prehistoriese diere, maar hulle is miljoene jare gelede uitgewis. Dis ongelooflik. Presies, dit is ongelooflik. Hulle is uitstekende namaaksels, hulle is uniek. Jy maak 'n fout, Klaus. Hulle is nie namaaksels nie, hulle is eg. Ek verstaan, ja, hulle is vir miljoene jare so gevries. Is ek reg? En die skerp lig kom van daar af. Natuurlik, die sonstrale dring deur daardie bergkristalle. Hoor hier, wat sal gebeur as die son se hitte hier binnekant kom? As die son se hitte tot hier binne kom. Klaus, waaraan dink jy nie alles nie? Hoekom sal so iets nou gebeur? Dink jy die hitte sal die diere weer laat lewe? Jy was reg, my verbeelding gaan oploop met my. Ek is jammer. Wat was dit? Dis die renoster wat so maak. Pieter, wat op aarde bedoel jy? Dis die renoster wat so maak. Dit lyk my jy was reg, Klaus, die renoster het ontvries, hy gaan weer begin leef. Kom ons maak onmiddellik spore. Nee, kom ons daag hom liewer uit. Waarvoor lag sy nou? Staak onmiddellik daardie gelag. Ek hoop nie jy het te groot geskrik nie. Ons trek altyd vir almal dieselfde streep. Ek geniet my vakansie verskriklik. Ek sal hierdie wonderlike dae nooit vergeet nie. Dis so lekker hier en ek geniet dit so om in julle geluk te deel dat ek heeltemal van al my probleme by die huis vergeet het. My liewe neef Klaus, ek kom tot die gevolgtrekking jy raak verveeld met jou werk. Nee, ek hou daarvan en ek geniet dit baie. Ek het byvoorbeeld 'n saak hanteer van 'n duif en 'n eend wat jaloers was op mekaar. Wat? Jaloesie tussen diere? Ek weier om dit te glo, dis onmoontlik. Dis nes ek julle sê, tussen 'n eend en 'n duif, so waar. Die hof is nou in sitting, die eend se advokaat kan begin. My kliënt meneer Eend is baie depressief. Op hierdie papiere word die een se depressie in detail uiteengesit. Sal die advokaat vir die verdediging om asseblief bepaal by die feite. Ek maak so eerlik. My kliënt is 'n lid van die spesies makeende wat baie sukkel om te vlieg. Hy kla ook verder dat hy nie suurlik is nie en dat hy dit baie moeilik vind om op die grond te beweeg. Meneer die advokaat vir die verdediging, vertel my presies hoe goed beweeg hy in die water. Baie goed, die eerle. Ek moet erken dat wanneer dit by water kom, is hy een van die beste swemmers in die ganse diereryk. Dan is hy rats en suurlik, maar hy wil graag soos die duwe vlieg. Maar dit is heeltemal onmoontlik. Hy is 'n waterliewende dier, hy sal nooit soos die duwe daarbo kan rondvlieg nie. As ek mag, edele. My kliënt, die duif, wil baie graag soos die eend swem. Dit noem ek jaloesie. Al wat leef in beef wil altyd die eienskappe hê wat iemand anders besit. Elkeen is tog die beste op sy eie gebied. Daarom, my vriende, besluit ek soos volg: geniet wat die lewe julle gee. Baie dankie vir u oordeel en wysheid. Hulle het dit besef en hulle was nie meer jaloers nie. Soos jy kan aflei, is my werk baie interessant, maar partykeer is daar te veel sake en dan put dit my baie uit. Het jy die donder weer gehoor, Klaus? Ek dink hier is 'n groot storm aan die kom. Die storms hier is seker baie gevaarlik. Net solank jy onder dak is. Ongelukkig is ons drie. Elsa. Sy moes al lankal by die huis gewees het. Pieter. Bedaar, ou neef, asseblief. Ons sal haar gaan soek en ons sal haar kry. Ja, natuurlik.
is jy? Antwoord my. Pieter, dis malligheid om in hierdie storm te soek. Elsa, antwoord my asseblief. Elsa! Luister, hierdie sneeustorm gaan so waar ons einde beteken. Dis 'n feit, Klaus. Weet jy, ek ken iemand wat ons kan help. Rattan sal saam met ons na Elsa gaan soek. Rattan is 'n Kanadese hond. Hy's 'n huisvriend en hy kan goed snif. Gaan ons. Hy het haar gekry. Elsa, Elsa! Hier is ek. Bedaar nou, ek voel piekfyn. Maar wat het gebeur? Het 'n wilde dier jou dan gejaag? Ek het skuilings gesoek in die hopboomstam en toe val die sneeu voor die ingang en as julle twee my nie kom red het nie, was ek sekerlik nou deel van die prehistoriese diere. Gelukkig lewe jy nog, Elsa. Jy moes jou boeglam geskrik het, byna so groot soos ek nou die dag vir die renoster in daai grot geskrik het. Wow, ek is die renoster. My hart klom, ek verstaan dit nie. Hoekom het jy dan nie gefluit sodat Rantan jou kan kom haal het nie? Sien jy hoekom ek nie gefluit het nie? Ek kan nie. Daar's net een plek en dis 'n ou se huis, né? Ja nee, dit is waar. Het julle daai gefluit gehoor? Dit was ek het dit reg gekry. Wat? Daar. Sleep,